Goeiemôre, dit is donderdagoggend, die 1 Mei 2025 en ek groet julle hartlik hier van 'n oorvol rivier af, die groot rivier wat nou begin om plek sy walle te breek en wingerde wat oorstroom word. En daar is mense wat voorspel dat hierdie vloed een van die grootes kan wees wat tans aan die kom is. Die water styg steeds, grootste hoeveelheid water moet nog kom. Ek herinner julle almal dan aan vanaand se bosberaad. Dit is oop vir almal om te kyk, terwyl net lede met my kan gesels. En ons gaan gesels oor 'n hele klompie dinge. Ons gaan gesels rondom uitlokking, provokasie en wat gaan gebeur as iemand iets verkeerd sou doen. Want die gevoel wat ons kry is dat dit is wat daar gesoek word en dat ons meer en meer gedwing word tot die punt waar optrede geneem kan en sal word. En dit is dalk net waarvoor hulle wag. So kom ons bespreek dit vanaand in my bosberaad regstreeks om 7:00 vanaand en gesels ons lekker saam oor daardie aangeleenthede, dit wat deesdae in die voorgrond is en wat ons tot kommer wek. Die afgelope 2 dae het ek ook aandag hieraan gegee, aan die feit dat ons mense nie wil sien wat gebeur nie, dat hulle blind beweeg. En ek het gaan dink en gewonder, hoekom sal dit wees? Hoekom sal dit wees dat soldate wat eens op 'n tyd aktief ons grense van die land van Namibië in die noorde, ons eie grense verdedig het teen insypelaars en terroriste, waarom sal hulle nou so blind wees en dit nie aanvaar nie? Dit wat ons sien rondom ons gebeur nie. Want die 3 ape van gisteroggend vertel die verhaal van ek wil dit nie sien nie, ek wil nie daarvan hoor nie en ek wil nie daaroor praat nie. Waar het dit begin? En dit het begin in die tyd toe ons 'n oorlog beklei het, 'n tyd toe soldate op die Namibiese grens, Angola grens, ons eie noordelike grense, oostelike grense beskerm het, toe daar 'n effektiewe polisiemag bestaan het, wat alle probleme gehandhaaf en beheer het, effektief beheer het, en dit het daartoe gelei dat ons mense in veiligheid gewoon, geleef, gewerk en gefloreer het. Ons mense het daardie gevoel van veiligheid wat ons daardie jare gehad het, dit wat ons in daai kokon van veilige omgewing aan gewoond geraak is, daardie veiligheid, daai gevoel van veiligheid, het by ons gebly oor al die jare heen, die jare sedert die verandering van die regering in 1994, het hierdie gevoel van ons gebly, want dit is hoe die ouer mense groot geword het binne daai kokon van veiligheid. En nou begin dinge verander en die gevare is op ons strate. Die geweld en gevaar loop tussen ons, dreig om ons te verswelg en steeds wil baie mense dit nie raak sien nie. Dis daardie selfde soldate wat effektief opgetree het, die polisie wat effektief opgetree het, wat primêr verantwoordelik is dat Suid-Afrikaners voor 1994 'n veilige, stabiele, gemaksigtige bestaan gehad het. Maar nou het ons die punt bereik waar dit baie van daardie selfde soldate is wat destyds die landsgrense moes beveilig, stabiliteit binne in die land moes handhaaf, wat vir jou daai veiligheid, gevoel van veiligheid geskep het, wat nou vir jou sê,
hier is groot moeilikheid op pad na Suid-Afrika toe. Dis in Suid-Afrika, maar die moeilikheid is op pad. As ons na al die faktore gaan kyk, wat daar aangaan in die land, die infrastruktuur verval, die ekonomiese, finansiële agteruitgang wat die land beleef, die gebrek aan werkskepping, die gebrek aan werk, die toename in werkloosheid, die toename in armoede, en terselfdertyd gepaardgaande daarmee die toename in honger. Die waterstelsels dreig om die land tot 'n stilstand te bring. Ons het 'n bedreiging in ons kragsektor, die energiesektor. Daar is haas geen sektor waarin daar nie die een of ander vorm van bedreiging bestaan nie. En ergens langs die pad, eerder as later, gaan alles tot 'n stilstand kom. Die dryf van rassekonflik wat deur iemand gestimuleer en aangejaag word, gaan veroorsaak dat ons op die ou einde van die dag in Suid-Afrika in 'n konflik betrokke gaan wees. Nou daardie selfde soldate van daardie jare wat toegelaat het dat julle in 'n kokon groot word, is die wat nou sê, raak deel van 'n uitvoerbare plan, raak deel van 'n oplossing, sluit aan by SBB, want ons sien wat kom. Ons het destyds die bedreigings moes waardeer, net soos wat ons nou weer die bedreigings moet waardeer. Die situasie evalueer en dit alles sê vir my, ons is op pad na 'n moeilike en gevaarlike plek waar ons baie opofferinge sal moet maak ter wille van oorlewing, ter wille van ons gesinne, ons kinders, ons kleinkinders. Ons kan nie langer met oë toesit en net aanvaar dat dit sommer praatjies is wat gemaak word teen ons nie. Ons kan nie net aanvaar dat die dreigemente rondom klein groeperinge soos Orania en Kleinfontein, dat dit maar net gesê gaan word en dat daar nie een of ander tyd 'n punt van woede gaan ontstaan, woede om op te tree teen die sogenaamde skuldiges volgens die politieke leiers se provokasies, hulle toesprake wat al die skuld, die blaam vir alles wat fout is net na een groepering toeskuif. En daarom is dit belangrik dat ons oë moet oopmaak, dat ons moet sien, dat ons die verlede finaal moet afskud, want die verlede sluit in die gemaksigtigheid wat veroorsaak is of was as gevolg van 'n stabiele samelewing waar daar veiligheid en stabiliteit en vooruitgang in bestaan het. Daai elemente is nou weg. En as ons dit nie gaan besef nie, gaan ons onkant betrap word, onkant gevang word. En in die verlede, soos wat die ouer mense groot geword het, en almal tot op hede, was daar altyd iemand wat 'n oplossing gebring het. Daar was altyd 'n mag, 'n polisiemag, 'n weermag wat geweld gestop het, wat mense beveilig het. Dis weg, dis nie meer daar nie. So daardie gevoel van veiligheid wat veroorsaak was deur 'n effektiewe weermag en polisie is weg. En ons moet besef dat ons nou opnuut na dinge moet kyk en verstaan, ons is in 'n ander era. Ons is in 'n nuwe era. 'n Era waarin ons geen ander uitkoms sien as dat die land gaan ineenstort. En wanneer dit
gebeur, gaan ons met ongekende geweld sit. Ons gaan anargie beleef soos nog nooit nie. Soos niemand wil glo nie. Wie sou kon dink dat 'n land soos Spanje, Portugal en dele van Frankryk eensklaps 'n kragineenstorting sal beleef? En dit 'n paar dae nadat hulle aangekondig het dat dit totaal en al onafhanklik is van fossiel brandstowwe, dat hulle hernubare energie, dat al hulle krag gebruik is gebaseer op hernubare energie. Daar stort die netwerk ineen. En nou sukkel hulle om dit aan die gang te kry. Dink daaraan, wat sal gebeur as dieselfde in Suid-Afrika sou gebeur? Steeds dryf ons na hernubare groen energie in Suid-Afrika. Ons jaag die verkeerde goed na, terwyl ons die vure van polarisasie stook en mense teen mekaar opstook om uiteindelik 'n rassekonflik in 'n vorm van een of ander burgeroorlog op ons af te dwing. En ek herhaal, soos ek soveel male van tevore gesê het, SBB wil nie 'n oorlog hê nie. Ons wil nie geweld hê nie, maar as dit ons voortbestaan, ons mense bedreig, dan sal ons intree om onsself te beskerm en ons mense te beveilig en te beskerm. Geniet vanoggend jou kondensmelk koffie en moenie vergeet om vanaand om 7 in te skakel by my Bosberaad saamgesels geleentheid nie. Mooi loop, lekker dag.